Welkom aan almal wat vandag saam met ons inskakel. Ons is ongelooflik dankbaar om dit mee te deel aan jou dat ons het meer as 40,000 mense wat nou ingeskryf is op ons aanlyn gemeente hier op ons YouTube kanaal. Dankie dat julle deel is van hierdie groeiende gemeenskap wat saam die woord van God bestudeer. As jy meer wil leer oor ons bediening, aanlyn hulpbronne, Bybelstudies, boeke en media, besoek gerus vandag raymondlombard.com. Selfs as jy eendag wil kom kuier by 'n Sondagdiens in persoon of 'n lidmaat wil word van ons gemeente Lewende Woord, Volle Evangelie Kerk Parow aanlyn gemeente, gaan gerus na raymondlombard.com. Dit sal jou reguit neem na ons kerk se webtuiste. Onthou ook dat ons bediening nie net op Sondag plaasvind nie. Elke Woensdag bied ons Wat sê die Bybel aan, waar jy regstreeks saam met ons die skrif kan bestudeer en vra oor Bybelse onderwerpe kan volg. Elke donderdag op ons Engelse kanaal bied ons Dit You Know aan, 'n weeklikse gesprek waarin ons die fondasies van ons Christelike geloof bespreek en ook moeilike vrae hanteer. Maak seker jy teken in. Skakel die kennisgewings aan en deel hierdie inhoud met familie en vriende. Nou, kom ons open ons harte vir God se woord. Welkom by vandag se diens. Loof die Here. Kan jy glo ons is by nog 'n Bybelkarakter? Ek het nou nie hierdie karakter se naam nie, maar kan jou van haar lewe vertel. Ek kan vir jou lees wat die Bybel oor hierdie persoon sê. Dis die verhaal wat ons lees van die owerspelige vrou in Johannes hoofstuk 8. En hier staan, maar Jesus het na die Olyfberg gegaan. En vroeg in die môre het hy weer in die tempel gegaan en al die mense het na hom gekom. En hy het gaan sit en hulle geleer. En die skrifgeleerdes en die fariseërs het 'n vrou wat in egbreuk betrap was na hom gebring. En toe hulle haar tussen hulle in laat staan het, sê hulle vir hom, Meester, hierdie vrou is op 'n daad van egbreuk betrap. En Moses het ons in die wet bevel gegee om sulke vroue te stenig. Maar u, wat sê u? En dit het hulle gesê om hom te versoek, sodat hulle iets kon hê om hom te beskuldig. Maar Jesus het neergebuig en met die vinger op die grond geskrywe. Maar toe hulle aanhou om hom te vra, het hy hom opgerig en vir hulle gesê, laat die een van julle wat sonder sonde is, die eerste 'n klip op haar gooi. En weer het hy neergebuk en op die grond geskrywe. En toe hulle dit hoor, het hulle deur hul gewete bestraf, een vir een weggegaan, van die oudste af tot die jongste toe. En Jesus het alleen agtergebly, en die vrou wat daar tussen hulle is gestaan het. En toe Jesus hom oprig, en niemand sien behalwe die vrou nie, sê hy vir haar, vrou, waar is daar die beskuldigers van jou? Het niemand jou veroordeel nie? En sy antwoord, niemand nie, Here. En Jesus sê vir haar, ek veroordeel jou ook nie. Gaan heen en sondig nie meer nie. Wat 'n aangrypende gedeelte in God se woord. Vader, terwyl ons nou gaan stil staan om te kyk na hierdie vrou, haar beskuldigers en ook Jesus se optrede, wil ek bid en vra dat U vir ons hierdie heerlike woord sal oopbreek, sodat ons met begrip kan kyk, sodat ons kan verstaan die genade en die liefde van God, die wysheid van God in sy seun
Jesus Christus, seën en heilig hierdie woord nou in ons harte. Dit bid ons om Jesus ontwil. Amen. Hierdie vrou, wat sal ons van haar sê? Iemand wat onder die wet geleef het en wat nou genade gevind het? Is dit wat hier gebeur het? Wanneer ek na hierdie gedeelte kyk, dan kan ek nie help as om in die konteks en verband te sien wat eintlik hier plaasgevind het. Duidelik weet ons dat wat hier gebeur het, die loofhuttefees van die Jode tot 'n einde gekom, en Jesus gebruik die geleentheid om in die tempel die pelgrimsreisigers die woord van God te leer, en hy het met hulle saamgekom by 'n plek wat eintlik bekend staan as die Hof van die Vroue. Dit is waar heidene en Jode by mekaar kan kom, 'n openbare plek by die tempel, 'n area waar pelgrimsreisigers toegelaat was, wat na die tempel toe wil kom, om daar te kom verwyl en tyd te spandeer, soos ons lees, en vroeg in die môre, dis nou vers 2, het hy weer in die tempel gegaan, en al die mense het na hom gekom, en hy het gaan sit en hulle geleer. Is 'n atmosfeer van, daar's 'n beweging van mense, van baie mense, maar dit is vroeg in die môre, en mense begin in die dag beweeg, en van hulle wat tempel toe kom, hulle vind Jesus daar besig met sy leringe. Nou, die skrifgeleerdes en die fariseërs, hulle het geweet dat hulle Jesus daar sou vind. Hy kom die mense leer. So hulle bring die vrou soontoe, na die tempel toe, nie om haar na een of ander rabbi toe te bring nie, hulle wil haar bring na Rabbi Jesus toe, spesifiek na Jesus toe. Maar die Bybel sê vir ons, hulle kom met slegte bedoelinge. Hulle kom nie omdat hulle 'n vraag het nie. Hulle kom met 'n vraag wat agter die skerms het hulle dit bespreek, en hulle het 'n bose plan uitgewerk. En dit is om Jesus vas te trek in iets wat hy doen of sê, om hom eintlik inderwaarheid in 'n struikval in te lei. Daarom lees ons vers 3 sê, en die skrifgeleerdes en die fariseërs het 'n vrou wat in egbreuk betrap was, na hom gebring. Hulle het haar betrap terwyl sy met oorspel besig was. Wat aangrypend is, dis die enigste plek in die hele evangelie van Johannes wat ons die woordjie vind, skrifgeleerdes. Ons het dit nog glad nie gelees nie, en jy sal dit ook nie weer daarna lees in die evangelie van Johannes nie. Ja, in die synoptiese evangelie, soos in Matteus, Markus en Lukas, lees ons by baie geleenthede van die skrifgeleerdes. Nou, die skrifgeleerdes wat in hierdie geval gekom het, daar staan skrifgeleerdes en die fariseërs het na hom gekom. Die skrifgeleerdes in hierdie geval kom nie as vriende na Jesus toe nie. Hierdie manne kom as teestanders. Hulle opponeer die Here Jesus. Hulle kom as mense wat hom vyandig gesind is, en hulle wil hom in die verleentheid stel voor die mense. Johannes, hy verwys baie na die fariseërs, want ons lees die skrifgeleerdes en die fariseërs, so die twee groepe het nou saamgekom. En die fariseërs, ons lees meer as 20 keer ten minste van hulle hier in die evangelie van Johannes. Maar dit is so, dit is nie baie wat ons saam lees, dat ons lees van skrifgeleerdes en fariseërs wat saamkom. So hierdie is 'n samevlangsing van twee groepe mense wat Jesus Christus wil in 'n verleentheid stel voor die volk. Hulle wil hom betrap op 'n woord, sodat hulle hom kan skuldig bevind. Daar staan in vers 6, sodat hulle iets kan hê om hom van te beskuldig. Dis wat hulle soek. Hulle soek 'n geleentheid om Jesus te laat skuldig staan voor die mense. Wat ons hier lees, onthou, die skrifgeleerdes spesifiek, die skrifgeleerdes,
Hulle is mense wat, hulle lewer kommentaar op die skrifte. Hulle lê die Bybel uit vir mense. Hulle is geleerd in die skrif. Wanneer die twee saamspan, skrifgeleerdes en fariseërs, om Jesus te laat skuldig staan op 'n woord of op 'n posisie wat hy inneem, dan is dit in hierdie geval waar lede van die Sanhedrin, die hoogste raad, want onthou die skrifgeleerdes en die fariseërs was ook deel van die fariseërs en van die skrifgeleerdes van die hoogste Joodse raad, die Sanhedrin. So hulle kom eintlik maar namens die hoogste Joodse godsdienstige raad van die dag. Nou sê vers 4 en vers 5. Hulle het haar tussen hulle almal laat staan. Verskoon my, hierdie vrou wat hulle betrap het. En hulle sê, meester, hierdie vrou is op 'n daad van egbreuk betrap. Moses het ons in die wet bevel gegee om sulke vroue te stenig. Maar u, wat sê u? Hier is die probleem. Indien hulle Jesus so ver kon kry om die wet van Moses uit te voer, omdat Moses dit gesê het, verskoon, want die wet sê, in Levitikus hoofstuk 20 vers 10, as iemand oorspel doen met 'n man se vrou, oorspel doen met sy naaste se vrou, moet hy en sy wat oorspel doen, sekerlik gedood word. Hulle al twee, wat hierdie gebeure verdag maak, hulle bring die vrou wat met egbreuk betrap is, maar waar's die man? Want die wet sê, albei moet sterwe. Verskoon. So wat hierdie optrede so verdag maak, is dat, hoekom bring hulle nie die man, wat die daad met die vrou gepleeg het, ook saam nie, dat albei kan gestenig word? Hoekom nie die vrou? Die probleem wat hulle voor Jesus stel is die volgende. As Jesus sê nee, die vrou mag nie gestenig word nie, dan het hy mos nou openlik die wet van God verbreek en daarteen gespreek. Dit staan geskrywe in die wet van Moses. En dan verklaar hy mos die wet as nul en hy negeer die wet en dan loop hy gevaar dat hy gearresteer kan word. Sou Jesus sê ja, as hy nie nee sê nie, en hy sê ja, want as hy sê die vrou mag nie gestenig word nie, dan verbreek hy die wet. As hy sê ja, hierdie vrou moet gestenig word, dan gaan die gewone mense hom ons nou verlaat. Hulle gaan mos nou nie sy boodskap van genade en vergifnis en liefde, gaan hulle mos dan nou nie aanvaar nie, want hoe kan u dit doen? So, Jesus sou sy reputasie as vriend van sondaars mos nou oombliklik geruïneer het, indien hy sou optree met 'n ja. So as hy sê nee, het hy 'n probleem. As hy sê ja, het hy 'n probleem. Maak nie saak watter kant toe Jesus neig nie. So die skrifgeleerdes en die fariseërs het 'n perfekte uitdaging bedink, 'n plan, 'n bose plan, om Jesus vas te trek. Hulle saak is waterdig. Wat Jesus ook al gaan antwoord, of hy sê ja, en of hy sê nee, dit gaan 'n geweldige impak op sy bediening hê. Selfs soveel so, dat dit kan sy hele bediening diskrediteer, afhangend van wat Jesus nou gaan doen. As ons na die vrou gaan kyk, hierdie karakter, want sy is nou die persoon waarom dit draai, want sy leef onder die wet. Ek bedoel, die wet van Moses staan. Daar's geen twyfel nie, die vrou is 'n sondares. Kom ons sê dit vir mekaar. Sy het verkeerd gedoen, sy is skuldig, en sy is gevang en betrap op heterdaad,
terwyl sy oorspel pleeg. En die wet, volgens die wet, is sy veroordeel tot die dood. Natuurlik die man wat saam met haar betrokke was ook, maar hy is nie daar nie, hy het nie die vrou daar. So wat die wet betref, sy is sonder hoop. Sy is uitgelewer nou deur hierdie manne aan wat Jesus gaan sê. Ek bedoel, wat Jesus nou ook al gaan sê, gaan beteken dat sy gaan sterf, of dat sy gaan bly lewe, wat ook al nou hier gaan gebeur. Ek bedoel, waar daar skuld is, kan die wet niks anders doen, behalwe om te veroordeel, want dit staan geskrywe. As jy dit doen, is jy skuldig en jy verdien die doodstraf. Ek bedoel, Romeine 6 vers 23 sê die loon van die sonde is die dood. Ons kan dit nie ignoreer nie. Maar hier is die vraag, vers 5. Maar wat sê u? In vers 5. Here, dis wat Moses se wet sê, maar ons wil by u weet. Wat sê u oor hierdie geleentheid? Spreek, laat ons hoor. Dit is die wet, hier is die wet, maar wat sê u? En nou sien ons in vers 6, en dit het hulle gesê om hom te versoek, sodat hulle iets kon hê om hom van te beskuldig. En wat is Jesus se reaksie? Want vir hulle, sy is skuldig, en hulle wil hê die Here moet haar skuldig verklaar. Nou ons weet, van Jesus se kant af, die Bybel sê tog duidelik, in Johannes 1 vers 17, die wet is deur Moses gegee, maar die genade en die waarheid deur Jesus Christus. So in 'n woorde, Jesus bring vergifnis. Hy bring genade. Hoe gaan jy hierdie twee versoen? Hoe gaan jy vergifnis en genade met die wet versoen? Die wet is heilig, die wet is goed, en die wet is reg. Stenig haar, dis wat die wet sê. Maar wat sê u? Kan u waag om te sê, lewe, terwyl die wet sê, sterwe? Wat gaan u doen? Is aangrypend, dat vers 6 sê, maar Jesus het neergebuig, en met die vinger op die grond geskrywe. Hy antwoord hulle nie, hy buig net af en skryf op die grond. Maar toe hulle aanhou om hom te vra, het hy hom opgerig. So as antwoord, wat sê jy moet gebeur? Jesus sê nie ja of nee nie, hy sê nie lewe of stenig haar nie, hy buig neer, en met sy vinger skrywe hy iets in die grond. Daar is van die Griekse manuskripte, wat sê, dit kom daarop neer, dat Jesus ontstel nie homself met hulle nie. Hy reageer asof hy hulle nie gehoor het nie, asof hulle niks gesê het nie, asof hy geen insident voor hom plaasvind nie, asof hy nie die vrou sien, of die skrifgeleerdes en die fariseërs nie. Vriende, hierdie handeling van Jesus het nêrens sy gelyke in die hele skrif nie. Dit is asof hy niks hoor of sien nie. Hy is woordeloos. Hy reageer nie op hulle vraag nie. En hulle is ontevrede. Hulle is glad nie gedien daarmee nie. Want vers 7 sê, toe hulle aanhou om hom te vra, ontevrede daarmee, dat Jesus niks sê en doen nie, dring die skrifgeleerdes en die fariseërs daarop aan, dat Jesus moet hulle antwoord. Hulle soek 'n antwoord by hom. Alhoewel Jesus niks sê nie, want hier sien ons dat hy niks sê nie, doen hy iets. Hy sê niks, maar hy doen iets. Op grond van hulle vrae aan hom, sê hy niks, maar hy doen iets. En wat hy doen, is aangrypend. Hy buig en in die stof, in die grond, met sy vinger, skryf
hy in die stof van die aarde. Nie met 'n stok nie. Hy skryf nie met 'n skerp klip nie, maar met sy eie vinger. Nou wonder ek, het hulle iets begin sien daarin, soos die 10 gebooie wat Moses op die berg Sinai by God gekry het, waar God met sy vinger op die 2 kliptafels die 10 gebooie geskryf het. Want die Bybel sê die woorde op die 2 klippe wat Moses by God ontvang het op die berg Sinai, was geskrywe met die vinger van God. 2 tafels, soos ons sien in Eksodus 31 vers 18, 2 tafels van klip geskrywe met die vinger van God. Het staan letterlik so in ons Bybel in Eksodus 31 vers 18. In hierdie geval skryf die Seun van God nou nie op kliptafels nie, maar hy skryf op die grond. Die een wat op die klip geskryf het op die berg Sinai, daardie een skryf nou met sy vinger op die grond. Dat hy God is, hy kan skrywe. Sy vinger skrywe. Herinner hy hulle miskien aan wat ek en jy sien in die skrif? Toe dink ek in terme van Jeremia 17 vers 13. Almal wat u verlaat sal beskaamd staan. Wie van my afwyk sal op die aarde geskryf word. Want hulle het die Here, die fontein van lewende water, verlaat. Die wat my verlaat het, hulle name word op die aarde geskrywe. Nou wonder ek, weier Christus om volgens hulle eis die rol te vervul van 'n siviele magistraat. Jesus is mos nie die hoof van die Sanhedrin nie. Hy is mos nie die regter van Israel op daai oomblik nie. Hy het nie die pos beklee nie. Hy is nie die magistraat nie. Hy is nie die landdros of die siviele magistraat in die dorp nie. Hy is net Jesus. Maar hulle dring aan. Hulle los hom nie. Vers 7, hulle het aangehou om aan te dring op 'n antwoord. En uiteindelik staan Jesus op. En toe hy regop staan, toe praat hy vir die eerste keer. En hoor wat sê hy. Laat die een van julle, dit was nadat hy op die grond geskryf het, hulle het gestaan en kyk. Laat die een van julle wat sonder sonde is, die eerste 'n klip op haar gooi. Stenig haar dan. Julle wil dit doen? Stenig haar dan. Maar om haar te stenig, die een wat haar eerste gaan stenig, moet die een wees wat nie sonde in sy eie lewe het. Dan kan julle haar stenig. En weer, sê vers 8, het hy neergebuk en op die grond geskrywe, en nou ignoreer hy hulle, nou gaan hy aan om te skryf. Toe buk hy weer af. Jesus staan op, hy sê, laat die een van julle, wat sonder sonde is, die eerste klip optel, om haar te stenig. En met daai woorde, buk Jesus af, en hy gaan aan om op die grond te skrywe. Wat 'n antwoord. Toe hy wel antwoord, toe sit nie die antwoord van 'n regter nie, maar daar is 'n morele appel. Want die stelling wat Jesus maak as antwoord vir die skare om hom, want onthou die mense is stom geslaan. Daar's hordes van mense. Daar's 'n skare mense wat begin saam drom. En almal wil hoor wat gaan Jesus oor hierdie saak sê. Sy eie disippels is woordeloos met groot oë, kyk hulle na hulle meester, want hoe gaan hy hierdie ding hanteer? En hier staan hierdie vrou, bedremmeld voor hulle almal, die veroordeelde vrou, die skuldige, staan hier voor hulle almal. En Jesus, in sy optrede, dis asof
Dit gaan nie in hierdie geval oor die wet van Moses wat daar staan nie, of hierdie manne wat hier staan met hulle bose intensies. Dit gaan oor, is hulle moreel in staat om 'n doodsvonnis oor hierdie vrou te voltrek? Want hierdie manne het gekom met bose planne. Hierdie manne sien net hierdie vrou se sonde raak, maar nie hulle eie nie. En hier voor die heilige seun van God word hulle gewete aangespreek. Hulle kan nie langer hulle gewete laat slaap in sus nie. Laat die een van julle wat sonder sonde is, die eerste 'n klip optel en eerste gooi. En nou lees ons in vers 9. En toe hulle dit hoor, het hulle deur hulle gewete bestraf, een vir een weggegaan, van die oudste af tot die laaste toe. En Jesus het alleen oorgebly en die vrou wat daar tussen hulle in gestaan het. Aangrypend. Hulle lees wat Jesus op die grond skrywe die eerste keer en toe die tweede keer. Hulle gewete brand in hulle binneste en elkeen word herinner aan hulle eie sonde. Lees hulle dit op die grond? Moet ons vra? Ek weet nie. Sal ons ooit weet hierdie kant van die ewigheid? Maar hulle gewete oortuig hulle dat die gees van die wet is groter as die letter van die wet. Want ons teks toon 'n stadige, eerder as gelyktydige verdwyning van die aanklaers. Een vir een, van die oudste af tot die laaste toe. Die drama wat hier afspeel. Hoe kan hulle die vrou veroordeel terwyl hulle eie gewete hulle veroordeel? Vers 10 en 11 sê, en toe Jesus hom oprig en niemand sien behalwe die vrou nie, sê hy vir haar: vrou, waar is daardie beskuldiges van jou? Het niemand jou veroordeel nie? En sy antwoord: niemand nie, Here. En Jesus sê vir haar: ek veroordeel jou ook nie. Gaan heen en sondig nie meer nie. Die vrou is skuldig. Maar sy kies nie die hasepad nie. Sy verdwyn nie saam met die beskuldigers nie. Sy vertoef in Jesus se teenwoordigheid. Jesus het geen sonde nie. Hy kan die eerste klip optel en dan gooi as hy wil. En tog sê hy, die sondelose een, ek veroordeel jou ook nie. Want jy sien, hy het nie gekom om mense te verderf nie, te veroordeel nie, maar om mense te red. Johannes 3 vers 17 lees ons, dat dit is die rede waarom hy gekom het. So lief het God die wêreld gehad, dat sy eniggebore seun gestuur het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. God het hom gestuur in sy genade om mense te red en nie mense te veroordeel nie. En Jesus se woorde aan ons, gaan heen en sondig nie meer nie. Sekerlik sal hierdie ervaring van hierdie genadige vergifnis, hierdie skuldige sondares motiveer om 'n heilige, God-gehoorsame lewe te lei tot eer van die Here. 'n Heilige lewe is tog immers die getuienis van iemand wat se sonde vergewe is. Voortaan sal sy anders te optree. Jesus het nie vir haar gesê, gaan in vrede nie, maar wel hierdie oomblik af en sondig nie meer nie. Hy is te mooi wat hy vir haar sê. Hy sê, ek veroordeel jou ook nie. Gaan heen en sondig nie meer nie. Moenie meer daai pad
verder stap nie. Moenie aangaan met daai leefwyse van jou nie. Stop dit. Hou op om in daai rigting te beweeg. So hierdie verhaal, die gebeurtenis, ek praat van die narratief wat ek en jy hier in die skrifte lees, sal vir altyd staan as 'n illustrasie van wanneer die oordeel, die genade van God, wanneer dit mekaar ontmoet, wanneer die oordeel en die genade by mekaar kom. Wanneer Jesus Christus aan 'n mens vergifnis en genade betoon, in steede van om te veroordeel. Hier sien ons iemand wat onder die wet geleef het, wat genade gevind het. So, laat dit aan almal bekend wees nou. Dit is wat dit is. Jesus is die Here van 'n tweede kans. Hy is die Here van 'n tweede geleentheid. Dis asof hy vir die vrou sê, ek weet, jy het 'n gemors gemaak van dinge, maar die lewe is nie nou al klaar nie. Ek gee jou nog 'n geleentheid, 'n ander geleentheid. Ek bied jou 'n kans om gee jouself die geleentheid, gun jouself dit om weer oor te begin in 'n nuwe lewe. My genade is vir jou genoeg. Sy woorde gaan en sondig nie meer nie, impliseer onuitgesproke ook 'n waarskuwing. Hy konfronteer haar met 'n keuse van daardie dag af, of jy gaan terug na jou ou sondige weë, of stap saam met my in 'n nuwe dag, in 'n nuwe lewe in. Jy sien, hierdie verhaal is onvoltooid, want elke dag is tog onvoltooid tot daardie dag, wanneer ek en jy voor God sal staan. Wat sê Jesus vir jou en vir my vandag? Ek vir jou sê, Jesus sê, gaan heen en sondig nie meer nie. Wat 'n uitdaging, maar ook 'n waarskuwing. Gaan aan, maar verander hoe jy optree, jou leefwyse. Breek met die sonde. Kom weg van dit wat jy gedoen het. En hierdie vrou is met God se genade veilig daar weg. Vader, dankie dat ons vandag hoor, gaan heen en sondig nie meer nie, want ek veroordeel jou ook nie. Here, wat 'n woord, wat daai vrou se ore moes aanhoor. Hoe aangrypend dat die sondelose, die een wat die reg gehad het om 'n klip op te tel en haar te stenig, dat hy vir haar gesê het, ek veroordeel jou ook nie. Gaan heen en sondig nie meer nie. Here, dankie dat U ons nie veroordeel nie, maar dat U ons vergewe. Vader, dankie dat wanneer ons sondes bely en erken teenoor U, en al staan ons skuldig en ons pleit en vra U diepe vergifnis, by U is genade te vind. Dankie, Here, vir U groot genade in die wonderlike naam van Jesus Christus. En ook vir die woorde, ek veroordeel jou ook nie. Gaan heen en sondig nie meer nie. Dankie Vader, vir hierdie wonderlike woorde, hierdie kosbare woorde uit die mond van U Seun, Jesus Christus. Amen. Nou ja, tot 'n volgende keer, wat ons weer tyd in die woord sal spandeer saam.